Môre, hoe gaan dit by julle vandag? Ja, dis die laaste Vrydag van Februarie 2026. Ek kan dit nie glo nie. Daar is hierdie jaar se Februarie op sy rug. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad en dat jy lekker wakker is vanmôre en dat jy vanmôre ook die liefde en die genade van die Here beleef en smaak en dit indrink in jou lewe en dit sommer jou eie maak. Hoe wonderlik is dit as ek en jy so aan die Here kan vashou. Ek wil vanoggend ons week afsluit, amper maar soos wat ons die hele week al gepraat het oor hoop, wanhoop, twyfel, swaar kry en wat ook al. En dan wil ek vanoggend julle 'n bietjie vat weer na Genesis 17 toe, een van daai verhale wat onmoontlik was. Is natuurlik waar die Here vir Abraham sê, ek gaan vir jou 'n nageslag gee. En daar in Genesis 17 sê God hier vir Abraham in vers 15, jy moet jou vrou nie meer Sarai noem nie, jy moet haar Sara noem, want ek gaan haar seën en ek gaan vir jou 'n seun uit haar gee. En dan lees ons in vers 17, Abraham het op sy knieë geval en hy het toe gelag en hy het gedink, kan daar vir 'n man van 100 'n kind gebore word? Of kan Sara, wat 90 is, nog 'n kind in die wêreld bring? Dis nie 'n onredelike reaksie wanneer dit onmoontlik lyk nie, is dit nie? Vir baie jare lank het God vir Abraham hierdie nageslag beloof. Ek dink dit was al vir meer as 15 jaar wat die Here elke jaar vir Abraham dit beloof het. En elke jaar het Sara nooit swanger geword nie. En sy het ouer geword. Sy het dalk te oud geword vir kinders. So die nageslag is nou 'n skaakmat posisie. Haar tyd vir kinders kry was lankal verby. Toe daag daar 3 mans by Abraham hulle op en hulle beloof toe dat Sara die volgende jaar hierdie tyd 'n kind sou hê. Ja, miskien sou ons ook op daai rype ouderdom gedink het, ag nee man, hierdie is nou sommer net laf, dis 'n grap. Dis onmoontlik. En Sara word toe egter wel swanger en Abraham se nageslag word toe meer as die sterre in die hemel. Want God se belofte bly teen alle menslike verwagtinge en alle menslike beperkings in altyd waar. En daarom kan ek en jy vanmôre hierdie vraag vra, waarmee stoei jy? Is daar goed in jou lewe, dinge in jou lewe, waaroor jy al vir baie jare bid, maar dit voel vir jou daar's net nie uitkoms nie, waar jy al so baie met die Here gepraat het, maar jy kry nie antwoorde nie. Is daar dinge waarop jy hoop, maar waaroor jy heimlik nou maar twyfel en wonder, of het die Here jou nou regtig gehoor? Wel, miskien is dit vanmôre weer tyd, dat jy net weer daai kwessies in jou lewe vir die Here gee, en dat jy dit onvoorwaardelik aan hom sal oorhandig, en vir hom sal sê, Here, ek vertrou U 100% met hierdie antwoord, en ek vertrou U met die uitkoms en die uiteinde daarvan. Want weet julle, jou God, my God, die koning van die heelal het nog geskuif oor. Hou vandag aan dit vas. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, kom help ons om te vertrou, want Here, ons sukkel hiermee. Ons sukkel om te vertrou. Help ons, kom staan ons in ons swak geloof by, en kom help ons om deur die Heilige Gees ons vertroue na U te wend. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle, dankie vir die lekker week, en mag julle die naweek geniet, lekker uitrus, en dan praat ons weer volgende week. Totsiens.